Goeienaand, broers en susters. Groete in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. En ek sê baie dankie vir elkeen van u wat ingeskakel het by Huis van Gebed. Ja, ek waardeer dit regtig en dit is 'n baie lang tyd wat die Here besig is met my om iets te begin. Ons het begin met kruisloop, wat ons met die kruis deur die dorp stap en dan straat-evangelisasie met mense soos op one te doen en so aan, en dan traktaatjies uit te deel. Maar ek dink die grootste van alles is die liefde van die Here wat in my hart is, en ek het altyd geweet, Here, daar's iets anders, daar's iets groters wat U wil hê ek moet doen, en ek het nie regtig geweet wat om te doen nie. En die Here het my toe gesê, maar my huis is 'n huis van gebed. En ek onthou toe baie jare terug, hier so in 1986, in 85 het ek tot bekering gekom, wat die liewe Here my siel gered het. En in 86, toe soos eendag in die kerk, en ja, net so 'n bietjie van agtergrond van my, ek was alle jare in die mynbedryf. Toe ek tot bekering kom, het ek op Buffelsfontein Goudmyn gewerk, so 3000 meter ondergrond. En ek het so Gideons Bybeltjie gehad, en net met 'n koplampie op my kop. En ja, die ouens het altyd gespot en gesê, "O Ben, lees 'n Bybel stikkend." Want ek wil so graag net meer van die Here geweet het, en so graag vir die Here net iets gedoen het. En toe die Here my een Sondag toe ons in die tent sit, toe kom die pastoor na my toe gestap, terwyl ons in aanbidding is, terwyl hy met ons wil gesing en goed. En hy sê die Here wys vir hom dat ek aan my senuwees ly. Net dat ek voor dit het ek soos 'n senuwee in instorting gehad. Ek was 'n high-speed developer. En die omstandighede, die druk op jou lewe om net meer en meer en meer te doen, het net te erg geraak. En ek het in mekaar gesak. En ek besef toe dat die Here kyk na my. En hulle sê toe hulle het 'n bidure van Vrydag aande van 10 tot 12. En ek dink dit, ja, dit kan ek doen vir die Here. Ek kan ten minste bid vir die Here. En het ek die Here geken? Ja, toe het ek die Here geken, maar in my jonger dae het ek geweet van die Here, maar ek het nie 'n verhouding met God gehad nie. Ek dink ons katekisasie, toe ek in die katekisasie was, het ek gedog, ons kan ons self in die hemel inkrip, want ons het ons eindeksamen van die katekisasie om aangeneem voorgestel te word, het ons gekrip. So ja, ek het regtig gedog, mens, want die Here was nie deel van my lewe gewees nie. Maar nou dat God 'n deel van my lewe is, toe die Here deel van my lewe geword het ek besef dat daar's nie 'n groter liefde in die lewe nie. Daar's niks meer om voor te lewe as net vir die Here nie. Weet, ons het ons vrou, ons het ons kinders, ons familie, wat baie belangrik is. Maar die belangrikste is om vir die Here te lewe. En omdat ek nie geweet het deur die jare, en ek het geweet die Here het 'n roeping op my lewe, en ja, ek het baie gedoen, maar om terug te kom by die Vrydag aande, die Vrydag aand toe ek al 9 uur by die tent, en hulle is toe nog besig met die jeug wat uitkom en goeters, en ek stap om die tent, en ek bid, en ek prys die Here, en ek sê vir hom, dankie dat ek uiteindelik iets vir hom kan doen, vir alles wat hy vir my gedoen het. En hier so 10:15, toe stop daar 'n paar karre, daar was nie veel, seker omtrent so 10 manne wat in totaal was. En ek dog toe,
Hulle sê, kom ons sommer hier voor by mekaar, by die kansel. En hulle sê, kom ons sit sommer hier so in 'n kringkie, want die tent op daai tyd het net matte voor by die kansel gehad. Die res van die tent was skaal sement. En ek dog te goed, hulle sê, as ek nou maar vir ons sê, waarvoor ons moet bid en so aan, en dan sy elkeen op sy eie gaan. En toe hoor ek hulle sê, nee, ons gaan sommer hier sit en bid. En ek maak toe maar my oor toe, en ek begin in my hart te bid, en ewe skielik hoor ek, hierdie manne bid nie, hulle bid. En ek dink, Here, maar ek het in my lewe nog nooit so iets gehoor nie. Ek het nog nie gehoor dat die mense God so kan aanroep. En hoe nader dat aan my kom, want ek sit so half, seker die 5de persoon, toe voel ek hoe swel my tong in my mond en dit voel of my ore op my skouers hang, en toe dit my beurt moet wees, is alles net doodstil, en dit gaan net aan. En nie teen 12 uur aan toe die ouens toe klaar gebid het, en almal gegroet het, en ons op pad huis toe, vra ek die Here toe, Here, hoekom? Ek wil so graag, maar ek het in my hart gebid, ek was daar, ek in my hart gebid, maar ek was geweldig, baie teruggetrokke, en ek het gedog, mense sal net op 'n stoel kan gaan sit en stil wees voor die Here, en maar die Here so aanbid. En die volgende Vrydag aand, 9 uur, toe is ek weer by die tent. En dit is so aangehou, seker vir 3 maande, dat ek elke Vrydag aand by die tent was. En voordat iemand daar gekom het, kon ek die Here geloop en bid het en aanbid het, en vir hom dankie gesê het. Dankie vir alles wat hy vir my doen, en vir die woord wat ek kon lees, en ek kon groei, en voel hoe groei die gees van die Here in my binneste. En daai Vrydag aand, toe bid die ouens, en ek voel net die kalmte van die Here wat oor my kom. En toe dit my beurt kom, vir die eerste keer in my lewe kon ek voor ander mense gebid het. En te sê, Here, baie dankie vir u liefde en vir u geduld. Want die Here moes met my baie geduld gehad het, want daar was so baie dinge wat verkeerd was in my lewe, wat as jy in die wêreld is, wat jy van selfspreekend het aanneem, dit is fyn om dit te doen, dit is fyn om so te wees. En ek kon regtig vir 'n paar oomblikke die Here aanbid, en toe gaan die ouens dit weer aan. En ek besef toe, in die oggendure toe ons klaar gebid het, ek kon net nie wag vir Vrydag nie, want ek wou net gebid het, en Sondag, ek wou net gebid het, want in gebed is, dit voel, jy is met God, jy is saam met God, en jy is eenheid met die Here, en so, het ek gedog, Here, en ek het tussen die plaasvolke goed bedien en alles, en die Here begin nou die dag met my praat weer, en hy sê, Ben, my huis is 'n huis van gebed, en ek besef het, die mense bid nie meer soos wat ons gebid het nie, ons het op sak en as gebid, ons het, en alles wat ek kon gedink het ons gedoen, ons het vir mense ingetree in gebed, ons het gebid vir die dienst, ons het gebid vir uitstorting van die Heilige Gees, ons het gebid dat die Here mense moet gesond maak, aanraak, ons het gebid dat mense na die huis van die Here toe opkom, en die Here het werklik waar die dienste geseën. Weet jy, toe ons begin het, dink ek was so 7 huisgesinne in die tent, en elke naweek, elke Sondag, was daar 'n gesin bygevoeg, die Here het net bygevoeg en bygevoeg, en dit is so great om net regtig waar die Here te aanbid, en om te weet wat regtig